Moreletta Park familie, baie welkom by hierdie geleentheid. En ek bid dat net daar waar jy voor jou TV of voor jou skerm sit, dat jy die seën en die vrede van die Here sal beleef. Ons wil graag as familie volgende week saam nagmaal gebruik. So sal jy asseblief volgende Sondagoggend die elemente, die brood en die druiwesap gereed kry, dek vir jouself 'n lekker tafeltjie en dat ons saam as familie nagmaal kan gebruik. Ek sien in Filippense 4 dat Paulus sit onder geweldige moeilike omstandighede, veral die van vers 10 af. Maar hy sê hoorie, ek is so bly dat julle gemeentetjie, al het dit met julle moeilik gegaan, dat julle steeds aan my gedink het. Hy sê ek ken gebrek ly, maar hy sê ek ken ook wanneer dit met my goed gaan, wanneer ek oorvloed het. En dan sê hy vir hulle, ek wil julle so dankie sê dat julle vir Epafroditus gestuur het met geld, met finansies, sodat die woord van die Here verkondig kon word. En dan sê hy vir hulle, en daar was verskriklike groot vrug op die bietjie wat hulle gegee het. Julle, en dit het my so aangespoor, net om te bly gee vir die werk van die Here. En ek is oortuig daarvan, dis tog God se woord, dat wanneer ons gee, sal ons as gemeente, en die gemeente is ek en jy, groot vrug in hierdie tyd sien. So op die skerm sal die zapperkode verskyn, as ook die bankbesonderhede van die gemeente, en jy is so welkom om te bly gee soos die gemeente in Filippi, en ek en jy sien uit na die vrug wat dit gaan oplewer. Ons gaan voort met die reeks Ware Geloof. En my kollega en vriend Pieter Badenhorst gaan vanmôre met ons gesels oor lewende en dooie geloof. Maar voordat ons na die woord van die Here gaan luister, kom ons aanbid, kom ons worship saam met Henno en die span. Dankie Henno. Ons almal sit in 'n storm, so kom ons loof die Here in die middel van hierdie storm. In die middel van die storm sal ek op U bly vertrou. In die middel van die storm sal ek my oë op U hou. Spreek net een woord en die storm sal stil word.
Goeiemôre van my kant af, wat 'n voorreg om weer saam te kuier. Die Here is vir ons so goed en genadig. En dankie dat ons daaroor kon sing, van genade onbeskryflik groot. Kom ons praat met hom en ons sê vir hom dankie. Here, dit is vir ons so voorreg om in die teenwoordigheid te wees vanoggend. Dankie vir genade onbeskryflik groot, wat maak dat ons naby U kan wees, dat ons U kan ken, dat ons rustig na U woord kan luister en in U teenwoordigheid kan wees. Gebed van ons hart is dat U ons vanmôre so sal seën in ons saam wees, Here. Dat ons U Gees en U woord sal voel inspreek in ons lewens vandag en dat dit nooit weer dieselfde sal wees hierna nie. Dankie Here Jesus dat U U lewe gegee het sodat ons vir ewig kan lewe en die deur oop is na die Vaderhuis toe vir ons. Seën ons, Here. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Willem het gesê ons is nog besig met die reeks oor ware geloof en julle sal dalk onthou dat so 2 weke terug Dirkie begin het met hierdie reeks en hy het met ons gepraat oor wat is geloof en op 'n baie mooi manier vir ons by die punt uitgebring om te weet hoe ek seker kan wees dat deur geloof ek 'n kind van God is en die ewige lewe het. En verlede week het Willem vir ons regtig kom bemoedig daar uit Hebreërs uit, toe hy vir ons kom sê het geloof is soos 'n wedloop wat ons hardloop. En ons is so bemoedig met die geloofsgetuies wat ons rondom ons het en wat ons help op hierdie geloofspad, selfs in die storms waaroor ons gesing het vanmôre. En vandag wil ek met julle sommer net 'n gedeelte uit Jakobus 2 deurwerk. Jakobus 2 vers 14 tot 26 en hier gaan dit dan nou eintlik oor 'n lewende of 'n dooie geloof. Nou, Jakobus begin daar in vers 14 en hy sê, wat help dit my broers, as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie? Kan so 'n geloof 'n mens red? Jy sien, as 'n mens nou hierdie versie hoor vir die eerste keer, dan kan jy dink, o, hier gaan dit oor 2 goed. Dit gaan nou oor geloof en oor goeie werke. En julle, hierdie gedeelte in Jakobus het die kerk oor die eeue laat gons. Want het baie mense gesê, Jakobus en Paulus sê 2 verskillende goed oor geloof. Jy sien as ons na Paulus toe gaan en ons kyk daar in Efesiërs 2 vers 8, dan sê Paulus, julle is inderdaad uit genade gered deur die geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dis 'n gawe van God. Jy hoor hom duidelik. Die feit dat ek glo en dat ek kind van God word, soos Dirkie dit vir ons verduidelik het niks met my te doen nie. Dis genade. Ek glo net. Ek aanvaar dit net deur die geloof. Ek het geen aandeel hieraan nie, sê Paulus. Nou kom Jakobus hier en hy sê, ja, geloof is belangrik, maar die werke is ook belangrik. So sê Jakobus nou, dis geloof plus iets anders. Weet julle wat, as mens nou Efesiërs 2 net verder lees, dan sê Paulus presies dieselfde ding as wat Jakobus sê. Daar in vers 10 van Efesiërs 2 sê hy, nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Jy sien in hierdie gedeelte, is dit nie geloof en werke wat op die weegskaal is nie. Dit lyk vir my, daar is meer as een soort geloof waarvan Jakobus praat. Jakobus praat van 'n geloof wat red en 'n geloof wat nie red nie. 'n geloof wat lewe en 'n geloof wat dood is. Dit is wat op die weegskaal is. Jy sien, 2 soorte geloof. En die verskil is goeie dade. So wat Jakobus vir ons sê, op die weegskaal, aan die kant waar geloof is wat red, is goeie dade saam in die bak. En op die weegskaal, aan die kant waar geloof is wat nie red nie, wat dood is daar niks om te wys nie. Dis wat Jakobus vir ons wil kom sê.
Paulus en Jakobus is albei reg as hulle sê geloof alleen red. Maar reddende geloof het goeie werke wat saamloop, hand aan hand. Iemand het dit eendag vreeslik mooi gesê, hy het gesê, faith alone saves, but faith that saves is not alone. It has good works with it. In vers 15 tot 17 verduidelik Jakobus nou die saak. Daar sê hy, sê nou daar is 'n broer of 'n suster wat nie klere het nie en dag vir dag honger ly en sê nou een van julle sou vir hulle sê, mag dit met julle goed gaan, trek julle warm aan en eet genoeg, maar julle gee hulle nie wat hulle nodig het om van te lewe nie. Wat help dit dan? So gaan dit ook met die geloof. As dit nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder meer dood. Wat sê hierdie verduideliking van Jakobus vir ons? Jakobus sê geloof wat red, verander my hele lewe. Ek word soos Jesus, ek dink soos Jesus, ek kyk soos Jesus na 'n verlore wêreld in ellende en ek doen, dit kom van self, die werke spruit uit hierdie lewende geloof, omdat my hele lewe verander het. Maar dit sê ook 'n ander ding. Wat Jakobus in hierdie verduideliking sê is, goeie intensies beteken niks. Jy sien, jy het al baie keer en ek ook, as ons na 'n preek luister of ons stilte tyd hou of ietsie in die Bybel raak lees, dan is ons aangespreek en jy voel amper so bietjie skuldig en jy weet die Here is nou besig om met jou te praat. Maar om aangespreek te wees of 'n bietjie skuldig te voel, maak nog nie 'n ou warm wat nie 'n kombers het nie. En hierdie is baie belangrik wat ek nou gaan sê julle. 'n Lewende geloof word nie net gedemonstreer deur my getroue gebedslewe, my kerkbywoning, my Bybelstudie nie, maar dit word ook gedemonstreer in die lewe van elke dag, in die nood van ander mense. Jy sien, hierdie ander goed is belangrik. Die worship wat ons doen, soos ons vanmôre weer gedoen het, die kerk toe gaan, die in die erediens wees, die Bybelstudie, want dit versterk my verhouding met die Here. Maar daar's baie min mense daar buite wat dit sien. So dis nie verkeerd om te bid nie, maar ek was eintlik geskok toe ek lees wat iemand skryf. Hy sê, it's not wrong to pray, but it is wrong to use prayer as a substitute for action. En julle, ons moet na onsself mooi kyk vanmôre en sê, ons kan so heilig en veilig wees in ons bidding en in ons verhouding met die Here, dat dit die verskoning word, dat ons nie ons hande vuil maak daar buite in die wêreld, waar mense skree vir hulp en wat die nood voor ons deur staan nie. Iewers het ek in 'n toe ek kyk na 'n uitsending van 'n Amerikaanse gospelsanger, was ek so geraak die aand toe voor 'n lied sing, hy die volgende aanhaling maak. En hy sê, the greatest single cause of atheism is Christians. Christians who acknowledge with their lips and walk out and deny by their lifestyle. That is what an unbelieving world simply finds unbelievable. Jakobus 2 vers 18, dan gaan Jakobus voort met sy argument en hy sê, maar iemand kan dalk nog sê, om uit hierdie argument uit te kom, sien jy, iemand kan dalk sê, die ene die geloof en die ander die dade. Goed, wys my dan jou geloof wat sonder dade is, en ek sal jou my geloof wys uit my dade, sê Jakobus. Wat sê Jakobus vir hierdie redenasie? Wat kan 'n geloof sonder dade wys? Niks.
Mense moet geloof kan sien in jou doen en late. Nie deur 'n bumpersticker op jou kar of 'n teksvers op jou besigheidskaartjie nie. Jy moet daai bumpersticker eerder op jou stuurwiel plak om jou te herinner daaraan dat almal rondom jou in die verkeer moet kan sien hoe jy optree, selfs teenoor 'n ou wat voor jou injaag, dat jy in Jesus Christus glo. Dan kom Jakobus in hoofstuk 2 vers 19 verder met die argumente en hy sê, glo jy dat daar net een God is? Dit is reg. Die bose geeste glo dit ook en hulle sidder van angs. Wat baie belangrik is om te weet hier, is dat hierdie brief wat Jakobus skryf baie spesifiek vir die Jode geskryf is. As jy Jakobus 1 vers 1 begin, dan sê hy, hierdie skryf ek aan die 12 stamme wat oor die wêreld versprei is. Die Jode wat oor die wêreld versprei het as gevolg van vervolging. En onthou nou, die Jode het die Ou Testament gehad en hulle het 'n soort van belydenisgebed gehad wat hulle genoem het die Shema, en 'n groot gedeelte van dit het daar uit Deuteronomium 6 gekom, vers 4 en 5 en verder. En hoor nou mooi, as jy na daai gedeelte lees daar in Deuteronomium 4, dan sê hy, luister Israel, die Here is ons God. Hy is die enigste Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met hart en siel en al jou krag. Dit was Israel se belydenis dat daar een God is en ons glo in hom en hy's die ware God. Tussen 'n heidendom van volke rondom hulle met allerlei afgode. So hierdie is 'n sokker as Jakobus vir hierdie ouens kom sê, glo jy dat daar net een God is? Dis amper of hulle sê, wat vra jy Jakobus? Dis wat ons bely ons hele lewe lank. Dis wat ons as Jode anders maak as die ander volke. En dan sê hy, die feit dat jy dit sê eintlik niks. Want weet jy wat? Die duiwels weet dit ook en hulle sidder van angs. So wat sê Jakobus eintlik? Om die waarheid te weet is nie goed genoeg nie. Die mooiste gebed, die mooiste teologie is op sigself nie goed genoeg nie. 'n Intellektuele geloof waarin jy die Here probeer uitredeneer en verstaan en boeke skryf daaroor is nie goed genoeg nie. As Jesus in Matteus 7 praat, dan sê hy dan vers 21, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Daar in Markus 5, Jakobus was by, as Jesus met sy disippels na die oorkant toe vaar, na die land waar die Jode nie gekom het nie, want dit was waar die heidene gebly het, die Geraseners. Dan ontmoet hulle die man daar wat die bose gees gehad het. En dan gebeur 'n interessante ding. As hierdie ou vir Jesus sien, dan staan daar in Markus 5 vers 6, hy het Jesus van ver af gesien en nader gehardloop. Hy het voor hom neergeval en hard geskreeu, wat het u met my te doen? Jesus, Seun van God die Allerhoogste, ek smeek u in God se naam, moet my nie pynig nie. Hoor julle, hoe praat 'n bose gees uit iemand se lyf met Jesus Christus? Hy erken dat hy die Seun van God die Allerhoogste is. Hy weet dis die waarheid. Die duiwel sit baie goeie teologie, julle, beter as myne en joune, en hulle sidder, want dis 'n dooie geloof. Ons is dikwels in die kerk en in die Christendom so veilig in ons teologie, in wat ons met die Bybel doen, en hoe ons God probeer verstaan, en in ons teologie God verklaar, en God in ons eie blikke indruk, en ons dink dit gee ons veiligheid en sekerheid, terwyl dit eintlik doodgewone kopkennis is wat Jakobus sê, dooie geloof is. En dan as Paulus sy argument afsluit,
dan Jakobus, dan gebruik hy 2 voorbeelde. Hy gebruik die voorbeeld van Abraham. Daar in Jakobus 2 vers 20 lees ons: Jou dwaas wil jy 'n bewys hê dat geloof sonder dade nutteloos is. Ons voorvader Abraham het sy seun Isak op die altaar gelê. Is dit nie op grond van wat hy gedoen het dat God hom vrygespreek het nie? Jy sien dus dat geloof met dade gepaard gaan en dat dit eers deur dade volkome geword het, soos die skrif vervul wat sê, Abraham het in God geglo en God het hom vrygespreek en hy is 'n vriend van God genoem. Julle sien dus dat 'n mens vrygespreek word op grond van sy dade en nie op grond van sy geloof nie. Jakobus het 'n strategie. Abraham was die vader van Israel. Dit was die ikoon van die Jode. En Abraham offer vir Isak. En hy sê, daar is 'n bewys dat Abraham wat geglo het en God het hom regverdig verklaar deur sy geloof, gehoorsaam was tot om sy seun op die altaar te sit. Interessant, Genesis 22, waar hierdie ding regtig gebeur, as Abraham sy hand oplig om sy seun te offer en dood te maak, dan staan daar, die Here het met hom gepraat en gesê, moenie jou hand na die seun uitsteek nie, doen hom niks nie, want nou weet ek dat jy God vrees en jou seun, jou enigste van my, nie teruggehou het nie. Die tweede voorbeeld is die voorbeeld van Ragab. Ragab, die hoervrou van Jerigo. Daar in vers 25 skryf Jakobus oor haar, is Ragab die prostituut nie ook vrygespreek op grond van wat sy gedoen het, toe sy die verkenners weggesteek en hulle met 'n ander pad laat ontkom het nie. Ragab pleeg verraad teenoor haar eie mense. As sy uitgevang was, kon sy haar lewe verloor. Maar op grond van wat sy gehoor en gesien het, en hierdie verkenners haar vertel het van die enigste ware God, het sy geglo en alles wat hare was en wat sy geken het, op die spel geplaas, ter wille van haar geloof in hierdie God. Hierdie 2 voorbeelde het 'n baie duidelike boodskap, julle. Kom ons sê vir mekaar, daar is baie mense buite die kader van die Christendom, wat goeie mense is, wat ook gee en wat ook help. Wat is die verskil? Jy sien wat hierdie 2 voorbeelde vir ons kom sê, is dat ons wat glo in Jesus, ons gee anders, ons goeie werke lyk anders. Ons gee alles, ons is totaal en al gehoorsaam, ons gee al maak dit seer. Hier gaan dit nie oor myself nie, niks van myself nie. Ek sal selfs my drome en my lewe en my toekoms op die altaar sit, ter wille van die Here en sy saak. Ons gee vir ons vyande, sê die Bybel, al verdien hulle dit nie, want ons het ook nie God se genade deur Jesus verdien nie. Jy kan jouself dalk vanoggend verontskuldig deur te sê, ja, maar ek gee, jy weet, ek gee hier en ek gee daar en ek help hier en ek help daar. Die vraag is, gee ons nie maar baie keer soos die wêreld, met ons eie voorbehoude en ons eie voorwaardes net om ons gewetens te sis nie. Die vraag is, kan mense daar buite sien in jou manier van gee en goeie werke, dat jy onomwonde glo in God, dat Jesus Here en Koning van jou lewe is, sonder dat jy dit hoef te sê. Jakobus sluit hierdie deel af met vers 26. En daar sê hy, soos die liggaam sonder die gees dood is, so is ook die geloof sonder die werke dood. Slotopmerking. Is 'n liggaam sonder 'n gees nog 'n liggaam? Ja, maar jy noem hom 'n lijk. Hy's dood.
Is geloof sonder werke nog geloof? Ja, maar dis betekenisloos. Jy noem hom dooie geloof. In hierdie Grendeltyd het die Here vir ons 2 projekte hier in ons kerk op ons skoot kom lê. Ons kon vir 10 weke lank vir 1800 gesinne eenmaal per week kos gee. Ons het 'n shelter begin vir hawelose mense. Ons het niks hiervan geweet nie. Dit was 'n stap in die geloof. En danksy julle as gemeente wat ingekoop het en gehelp het in hierdie 2 projekte en julle tyd en julle geld en julle kos en julle gawes kom gee het vir hierdie 2 projekte, kon ons die resultaat sien van 'n lewende geloof van 'n gemeente. Ek wil vra dat julle nou vir 'n oomblik kyk na Nyangi se getuienis wat hier by ons in die shelter was en suksesvol uitgeplaas kon word. Good morning. My name is Nyangi. I'm from DRC. This short story is a testimony for what you can go through your life. And as you believe in God, you always reach to your final destination. I've been in South Africa for almost 20 years as a refugee. And then one day I was on Brooklyn to claim my right as a refugee to be attended. When you go to Brooklyn, we end up being arrested. Whether I was legal, not illegal, I was legal with a legal document. But inside the prison, we went a very, very terrible story. We never have a chance to be here to know why we end up being in prison. In prison, people were sick, no treatment. Some, they don't get a chance to go to court to explain themselves, like myself. I left my wife and kids. My 2 daughters and my wife gave birth when I was in prison. I didn't have a chance. They didn't have a chance to visit even me. I was not allowed to have right to see them because my wife have no document. And after prison, I found myself at the shelter because I didn't have a place to go. And the only hope for us was to be assisted by MPC, the shelter in Moreleta. And today at the shelter, we've been attended by the people who understand the need of those who are suffering. It's not about COVID-19 only, but it's about each and everyone who have suffered. We've been traumatized physically, psychologically, and mentally in prison. But by grace of God, today we are outside. I'm here at the shelter. I would like to tell each and everyone, in every obstruction or problem that you are facing, you have to believe in God. The shelter for me here, the experience is that I've met different people from different backgrounds. But through counseling and the program of the church here, they bring us to a next level that today I'm able to speak and I'm free to give testimony about this place. The church that organized the shelter, they did what I never expect. And I know I didn't deserve this, but this is a grace of God, it's a gift. And as I'm in the exit plane, I thank for the organization. They are doing something wonderful that I never expect. Tomorrow I'll be out in the community to be reunited with my family. It's by grace of this shelter. And I would like to tell the whole congregation of Moreleta Park, thank you for your service. Thank you to allow me personally to be among those people who have been in the shelter. And today, for those who are still in the shelter, I will advise them to change. When you go outside, don't be the same person. And those who may come tomorrow at the shelter, make sure when you come out, you won't be the same person. Thank you and I appreciate. May God bless you and bless the future of this church in Moreleta Park. Amen. Is dit nie 'n wonderlike getuienis nie? Dankie vir elkeen van julle wat sonder om te skroom net gegee het en nog steeds gee in 'n moeilike tyd, al maak dit seer, al kry ons selfs swaar. Grendeltyd is nog nie om nie. Swaar is ook nog nie verby nie. En in hierdie tyd wil die Here juis vir ons kom sê,
is die tyd waarin ons meer as ooit tevore vir 'n wêreld in nood, deur wat ons doen en wys, geloof in Jesus kom wys en kom demonstreer. Mag die Here jou so seën as jy dit vir hom doen. Amen. Here, U het met ons gepraat vanmôre uit U woord. En ons is aangespreek, Here. En as ons voor U sit vanmôre en ons weet, ons geloof is dalk nie 'n lewende geloof nie, terwyl ons gedink het hy is, kom bely ons dit voor U. En Here, as ons ewe vroeg met die beste bedoelings, ons geloofsoefeninge soos Bybelstudie en gebed gebruik het as 'n verskoning om nie ons hande vuil te maak daar buite nie, dan kom sê ons ook vir ons is daaroor jammer, Here. En as ons dit doodgewoon nog net nooit verstaan het nie, en vanmôre hier sit en luister met 'n intellektuele geloof van ons weet dit en dis vir ons goed genoeg, en ons besef, dan beteken dit eintlik ook niks nie. Kom sit ons dit ook voor U neer. En Here, ons weet U hart is nie om ons te laat skuldig voel vanmôre nie. U hart is om te kom sê, ek wil vir jou die God wees, wat 'n lewende, reddende geloof in jou kom plant, wat jou hele lewe verander, sodat jy nie anders kan as om dit te gaan wys en in die nood van die wêreld te gaan dien, nie jou hande te gaan vuil maak nie. Dankie Here dat Jesus gesterf het, ook vir ons dooie geloof en ons ongeloof en ons misverstaan van geloof. En as ons dit bely voor U vanmôre, dat hy sê, ek vergewe jou, ek spreek jou vry, ek kyk na jou asof jy dit nog nooit gehad het nie, en ek seën jou vanmôre in die naam van Here Jesus Christus, met die krag van die Gees in jou, met 'n geloof wat lewe, met 'n geloof wat jou uit die blokke gaan kry, om die verskil te maak daar in die wêreld. Here, dankie vir elkeen wat in hierdie moeilike tyd, vir ons met 2 projekte wat ons ook geweet het hoe dit gaan werk en of ons dit gaan regkry nie. Ons hande kom sterk maak het, sodat mense soos Nyangi en 'n klomp ander met die mooiste stories kon getuig dat hulle die vrug is van 'n lewende geloof van 'n gemeente. Dankie, Here. Ons eer U. Ons loof U naam. Amen. Julle, as ek my hande opsteek en die seën uitspreek, dan is dit God wat sê, ek los jou nie. As jy uitgaan in die lewe van elke dag, al is jy half bang en al moet jy dalk die eerste tree gee van om iewers iets vir iemand anders te gaan doen, is ek by jou. Is dit ek wat jou help met 'n lewende geloof as jy jou hande gaan vuil maak. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly by elkeen van julle. Amen.